ek kan nou sê, oor 5 jaar gaan elke enkele onderneming anders werk as wat dit vandag werk. Media gaan totaal en al anders werk as vandag. En jy kan of inkoop en probeer leer, en dan gaan jy suksesvol wees, of jy kan dit ignoreer, en dan is jy oor 5 jaar diep in die moeilikheid. Ek is Pieter Steyn. Kom ons gesels land en sand. Ryk van die Kerk, redakteur van Moneyweb en aanbieder van RSG Geldsaake, dis die grootste sake aktualiteitsprogram in Suid-Afrika. Baie dankie dat ons vanoggend met jou kan gesels en baie geluk met jou onlangse toekenning as Sanlam se sakejoernalis van die jaar. Ek dink jy is al so gewoond aan pryse, want jy het al so baie pryse ontvang. Maar baie dankie, dis lekker om hier te wees. Ja, ek moet sê, dis 'n baie groot eer vir my gewees, groot verrassing, maar ek is nou al amper 30 jaar in die gang, en daar is so min finansiële joernaliste oor, so miskien is dit ook nie 'n verrassing nie. Het jy met nuus groot geword? Wou jy altyd nog 'n joernalis word, ondanks die feit dat jy BCom toe gaan swat het op die ouen? Nee, glad nie. Dit is eintlik 'n interessante storie. Ek het groot cricket gespeel op skool, en my droom was om vir die Proteas te speel. Nie my droom nie, ek het geweet ek gaan. En ek is toe Stellenbosch toe met een doel voor oë, en dit is om in die Bolandspan te kom en dan vir die Proteas te speel. En ek het so my 3de jaar, so ek het gaan studeer BCom wiskunde, want ek het gedink dis die maklikste kursus om te volg vir my. Ek het gaan kyk nog in die biblioteek, watter handboeke van die ander vakke is die dikste, en die dunste, toe het ek nou die gevat met die dunste handboeke, en ek is relatief goed met syfers, toe gaan ek nou maar daai route, maar toe in my 3de jaar, toe besef ek nou dat my hart is dalk groter as my cricket talent, en dat die Proteas regtig nou nie gaan materialiseer nie. En ek het op universiteit kortverhale geskryf vir van die vroue tydskrifte, en ek het gehou van skryf, ek het dit baie gedoen, en toe het ek toegang gekry tot die journalistiek kursus op Stellenbosch, en daar het begin. Ek het toe 'n beurs gekry vir beeld. Ek is toe van Stellenbosch af Johannesburg toe gekom vir 'n jaar om nou die beurs terug te werk, en dis nou al amper, ek dink is nou 28 jaar later, is ek nog steeds hier, en ja, nuus is in my bloed. Het jy onder 'n skuilnaam die kortverhale geskryf? Inderdaad, en selfs my vrou weet nie eers wat dit is nie. Nou, waar het die belangstelling dan nou in die politiek, sê nou maar, en in nuus en ekonomie begin? Kyk, ek het begin in die Beeld se nagkantoor, wat ek dink die ongelooflikste taalleerskool in die wêreld is, om in 'n koerant se nuuskantoor te werk, of 'n nagkantoor waar die taalversorging gedoen word. Ek is nie baie goed met taal nie. Ek is ook nie regtig 'n baie goeie skrywer nie. Veral nie soos in vergelyking met die regtig uitstekende joernaliste en skrywers in Suid-Afrika nie. Ek het toe gaan misdaad doen vir 'n jaar. Ek dink alle joernaliste het al 'n draai gemaak in die misdaadspan. Dit was vir my baie lekker, en toe, omdat ek BCom studeer het, is ek na sakebeeld toe. En daar het dit nou maar begin. Ek het gestudeer, ek het rekeningkunde gehad, en as jy dit het, dan verstaan jy baie van die finansiële begrippe, ja, toe het dit nou maar van daar af gevorder. En jy het op die ouend tot jou meestersgraad in journalistiek gedoen op Stellenbosch. Hoekom het jy toe nou besluit na jou BCom graad om die honneurs in journalistiek te gaan doen? Dit is maar, ek het gaan cricket kyk op Nieuweland met al die boekies van al die fakulteite, en dat ek so een vir een deurgeblaai, want nou moet ek ewe skielik begin dink aan 'n toekoms, aan 'n loopbaan. En toe het ek die ene gesien en gedink, dit kan interessant wees. So dit was maar een van daai vinnige besluite, terwyl jy bier drink in die son. En ja, toe dit nou maar so uitgewerk. Ek het nie geweet of ek joernalis gaan word of nie, tot ek die beurs by Beeld gekry het. So die winde van die lewe kan 'n mens in interessante rigtings inwaai, en met my verseker was dit so. Jy het groot geword op 'n plaas op die soem van die Kalahari in die Boesmanland, as ek reg het, by Kenhardt. Vertel ons 'n bietjie van daai grootwordjare op die plaas. Jong, ek was nie baie lank daar nie. Ek dink ek was 4 jaar oud toe ek en my ma Kaap toe getrek het. Ek het my arm baie sleg gebreek daar. En ek moes toe geweldige behandeling kry vir 'n jaar lank. En dit het toe gebeur in die Kaap. So ek was nie baie lank daar nie, natuurlik nou vakansies en so het ons daar gaan kuier, maar dis 'n skaapplaas, merinos gewees daai tyd.
En ja, dit is 'n interessante plek, dit is 'n interessante area, maar die Stellenbosch DNA en die Johannesburg DNA is in my bloed. Vertel ons bietjie van jou skool daar. Ek weet jy was hoërskool Paul Roos gewees, maar vertel ons bietjie daarvan. Was dit lekker om op so 'n prestige-ryke skool te wees? Kyk, Paul Roos was toe baie anders. Ons praat hier, ek was in 92 in matriek, so laat 80s, vroeë 90s. Toe was die skool minder as 600 kinders. Ek dink daar's nou baie naby seker aan 2000 seuns in daai skool. So die skool het baie verander. Maar dit is 'n ongelooflike skool. Daar's ongelooflike onderwysers gewees toe ek daar was. Daar's baie bekende mense ook wat saam met my daar was. Ek moet sê ek het my skooljare baie geniet, was baie stout nou en dan. Maar ja, ek dink die skool het ons regtig goed voorberei vir wat na die tyd gekom het. Watter tipe kind was jy? Was jy 'n soort van 'n rebel, want ek weet jy's nie bang om jou sê te sê nie. Was jy 'n rebel of was jy 'n soort van 'n soet kind of 'n gehoorsame kind? Jong, my ma is nie meer met ons nie, so ek gaan nou nie sê ek was 'n soet kind en 'n voorbeeldige kind nie. Ek is 'n middelkind en ek het nou maar seker vir my ouers daai tyd 'n paar grys hare besorg. Maar jy kyk, in daai tyd as jy foute gemaak het, was dit nie so erg soos vandag nie. Vandag kan mens regtig jou met sosiale media en wat in ons land gebeur, as jy 'n fout maak en dit 'n groot impak op jou lewe. Maar daai tyd was seker anders. Ek beskou myself as iemand wat oopkop is. Ek glo nie sommer alles as iemand dit vir my sê nie. Maar ja, ek was nou nie altyd in die moeilikheid nie, net nou en dan. Vertel ons van jou pa, Kraai van die Kerk, wat 'n minister was, selfs ek dink hy was Mandela se eerste landbouminister ook na die oorgang na demokrasie. Ja, hy was in die regering van Nasionale Eenheid daai tyd. Hy was die minister. Interessant genoeg, ek sien Toko Didiza se naam word nou nie is in die hoed om te gaan vir die land se presidentskap of die ANC se presidentskap. Sy was lank sy adjunkminister. En ja, so hy was in die politiek. Hy was na die tyd was hy nog steeds in die politiek nadat ek dink is die Nasionale Party daai tyd uit die regering van Nasionale Eenheid uitgestap het en hy's nou afgetree en hy bly baie lekker daar teen die berge van Stellenbosch. Het sy politiek enigstens jou politieke denke soort van gestimuleer of beïnvloed of aan die brand gesteek? Ja, kyk, daai tyd was ook baie anders. Ons het verseker nie altyd deur dieselfde lens gekyk nie. En ek dink die feit dat ek baie jonger was as hy natuurlik daai tyd, laat jy ook anders dink oor dinge. En ek dink die oorgang wat ons gesien het was eintlik ongelooflik. En dat die land regtig gefloreer het, veral hier in die 2000s. En mens kyk, wat soos ouer mense ook nog steeds vandag. Ek dink hulle dink anders as die jonger mense, hulle sien miskien meer die negatiewe as die positiewe raak. Maar ja, dis mos maar altyd lekker om 'n gesonde debat te voer om die etenstafel. Jy was op universiteit van, ek dink 93 tot 95 voorgraads, en dit was ook die tyd wat die land oorgegaan het in demokrasie, en universiteite is tradisioneel nog steeds soort van hutspotte vir politieke bewustheid en politieke dinge. Ons het gesien met Fees Must Fall en so aan. Wat was jou ervaring op universiteit op Stellenbosch in daai oorgangsjare? Kyk, daai tyd was Stellenbosch nog spierwit in Afrikaans. En daar was baie debat op kampus. En daar was vurige politieke debat. Ek was nogal betrokke by van die organisasies waar baie politiek bespreek is. ANC Maties was ook daar baie aktief en dit was baie interessant om die denke te sien. Wat daar uitkom in baie opsigte was ek seker baie beskermd van wat voor 94 gebeur het. Ek sal nooit vergeet nie, ek het 'n sessie gaan bywoon oor die Vryheidshandves. Henry Bailey het dit nog aangebied. En dit was vir my die ongelooflikste sessie gewees om regtig in diepte in te gaan oor die geskiedenis van die Vryheidshandves, wat die doel daarvan was en wat dit sê. Want dit was tydens die apartheidsjare gesien as 'n dokument wat nie vrylik versprei moes word nie. En dit het ook 'n baie groot impak op my denkwyse gehad. Het jy direk na jou honneurs aangegaan met jou meestersgraad?
Ja, ek het toe voltyds gewerk by Beeld en toe het ek die meestersgraad gedoen in journalistiek. Dit was in elektroniese online internetjournalistiek. Ek dink dit was die eerste tesis van sy soort gewees. Ek het nou die dag weer daardeur gebraai en dit is eintlik baie swak gewees. ek moet sê ek het skaam gekry oor wat daarin was, maar aan die ander kant, ons praat hier van 1997. Toe was die internet nog in sy babaskoene, baie min media publikasies het 'n online een webblad gehad en dis gesien as iets wat maar net 'n projekkie is iewers daar in die hoek. Die groot fokus was maar nog steeds op die koerant gewees. Sien jy al nou, daai tyd het baie min mense, selfs gewone mense dan nou toegang gehad tot internet. So jy was eintlik baie jou tyd vooruit en jy sê dit was nou baie swak, maar jy het dit cum laude gekry. Maar sien jy nou van die goed wat jy daar in jou navorsing toe dit nou die dag weer lees, wat uiteindelik waar geword het? Dis 'n interessante vraag. Kyk, daardie tyd was die internet gesien as 'n sekondêre verspreidingsmeganisme. Tradisionele media het uitstekend presteer finansiëel gewys. En meeste koerante was eintlik geld gedruk. En die internet is gesien as 'n sekondêre medium. Natuurlik het dit gegroei, maar dit het langer gevat om te groei, omdat die internet beperk was. Dit was baie duur daai tyd om op die internet te gaan. Was nog maar daai modems wat so geraas maak en dan betaal jy 60, 70 sent 'n minuut. Dit was eintlik ongelooflik duur. En eers hier in die rondom die einde van die 20s, hier 2008, 2009, 2010 rond, het dit eintlik begin regtig, ek dink vasdraplek kry en baie publikasies het gesien dat, luister, hierdie medium gaan baie groter wees in die toekoms. En toe is daar eers regtig belê in tegnologie om dit te doen. Ek onthou toe ek by Moneyweb gekom het, wat natuurlik 'n baie groot online medium is, het ons sulke skerms gehad in die muur wat vir jou wys hoeveel mense is op enige gegeewe tyd op die webblad. En toe was dit 150 of 200 was nou die gemiddelde. Dink jy 200 mense lees nou wat op Moneyweb is. En as ons nou 'n goeie storie het, dan spring dit na 300-400 toe. Dan is die hele kantoor sommer opgewonde. Ek weet nou vandag praat ons van 4-5 mense gelyk en dit is ek dink die primêre medium waardeur media versprei word. En natuurlik speel radio ook 'n baie groot rol. Maar ja, dit is ek dink dit gaan nog steeds verander met kunsmatige intelligensie, maar dit het regtig die dominante medium geword en dis iets wat ek nooit voorspel het in 1997 nie. Nee, ek dink nie iemand kon nie. Ons het nog nie geweet wat die impak gaan wees wat die internet gaan hê op die wêreld nie. Kyk byvoorbeeld hoe dit ander bedrywe soos die kleinhandelbedryf ontwrig. Kyk soos die verkope van huise, eiendomsagente, dis alles aanlyn. En die media is ook een van die instellings of die bedrywe wat die meeste beïnvloed is. So ja, nee, ek dink nie jy kon dit voorspel nie. As jy kon, dan dink ek sou ek nie meer 'n joernalis gewees het nie. Ek sou iewers op 'n seiljag in die Karibiese See gewees het. Ryk, toe jy nou by Beeld begin, jy het gesê jy het in die nagkantoor begin, en wanneer het jy nou oorgeskuif na die nuuskantoor toe, sê nou maar, ek weet nie, was dit dadelik na die misdaadspan toe? Of? Nee, ek is uitgeskop as die oomblik toe daar 'n vakante pos op die redaksie was, want ek was nie die beste taalmens daar nie, ander subs moes my goed nagaan. So ek dink ek was 'n jaar in die nagkantoor. En toe is ek na die misdaad span toe, wat eintlik maar die begin is van enige leerskool vir 'n joernalis. Ons was 4 of 5 van hulle. Ek was saam met Jan Joubert, hy was ook op die redaksie, en van die ander interessante mense wat daar was, Talita Swanepoel was daar, my vrou het ook op 'n stadium in die span gewerk. Is 'n uitstekende leerskool, want jy sien so baie, jy kom so baie uit. Daai tyd het joernaliste nog met motors gejaag na tonele toe. Daar was nie selfone om foto's te neem nie, en dit was baie lekker tyd van my loopbaan daai. Daai tyd het ons nog rekenaars gedeel. Jy kon kies of jy 'n tikmasjien gebruik of nie, en ek dis seker nou maar meer 'n weerspieëling op wat by Beeld was daai tyd. Maar daar is toe later belê in goeie tegnologie, maar baie verander. Vandag baie keer as ek goed skryf, dan dikteer ek.
en vir programmatuur of vir sagte ware, en dis baie vinniger om dit te doen en dan later net terug te gaan en dit dan te redigeer. So die manier hoe jy dit ook doen het baie verander. Ja. Wie was redakteur daai tyd, 'n nuusredakteur en so by Beeld? Johan de Wet was die redakteur. Hy was ek het hom nooit eintlik gesien nie. As hy in die gang afkom, en duikie maar in 'n kantoor in. Ons was baie bang vir hom, en daai tyd het dit so gewerk. En jy het hulle nog meneer genoem? Absoluut. Ons het hom meneer genoem. En Andriet Stoffberg, die oorlede Andriet Stoffberg was die nuusredakteur. Die ongelooflikste nuusredakteur wat jy kan hê, en haar kennis en begrip en van nuus was eintlik ongelooflik. Ek onthou dat as jy nou 'n storie geskryf het, sê nou maar oor een of ander misdaad wat plaasgevind het, en dan die volgende oggend as jy by die kantoor kom, dan lê al die uitknipsels van die ander koerante oor dieselfde storie op jou lesenaar. En dan het sy onderstreep watter feite en inligting hulle in daai stories gehad het, soos byvoorbeeld die Star wat nie in joune was nie. En dan moet jy nou gaan verduidelik hoekom het jy nie daardie feite ingesluit nie, en dan moet jy dit dalk ook gebruik vir 'n opvolg. So, en ek weet nie of dit meer vandag gebeur in nuuskantore nie. Maar 'n ongelooflike nuusmens, en ja, ek dink sy is seker een van die legendes by Beeld as dit kom by nuusbestuur. Kan jy jou eerste storie onthou wat jy uitvoer is? Ek hoop jy vra my nie dit nie. My heel eerste storie is 'n misdaadstorie, en ongelukkig was 2 polismanne wat geskiet is. Die een is oorlede en die ander ene was baie ernstig gewond, en toe in die foto-onderskrif ruil ek die 2 name om. So toes die persoon wat dood is, sê ek toe is ernstig gewond en in die hospitaal, en die ene wat in die hospitaal was dood, en dit het 'n absolute ontploffing veroorsaak. Ek is nogal baie skaam daaroor, maar dit was my eerste storie. Tim Du Plessis sê joernaliste maak baie foute, maar maak daarom die meeste van die tyd doen hulle die regte ding. Maar ek het amper 'n soortgelyke storie soos jy, ook met 2 polismanne, een dood en nie dood. Ja, man, daai tyd is die storie in die koerant, hy's gedruk, hy's vir altyd daar. Vandag op die internet kan jy dit binne sekondes verander. Ja. En dit is dis miskien een van die meer positiewe ontwikkelings van tegnologie in die bedryf. Die redaksies was ook baie groot daai tyd. Ek onthou jy het in 'n stadium vir my vertel dat net die sake redaksie was enorm. Kyk, daai tyd was Sake Beeld seker omtrent 10 of 12 joernaliste. En daar was 'n regulasie van die JSE wat gesê het dat alle maatskappye wat genoteer is en resultate publiseer of bekend maak of groot aankondigings doen, moes advertensies in koerante uitneem om daai nuus te versprei. So die sakeblaaie het baie advertensies gehad en moes natuurlik nou ook berig oor wat daar aangekondig is, en soms was die sakeblad dikker as wat die hoofkoerant was. Later het by Media24 is al die redaksies van Sake Beeld, Sake Burger, Sake Volksblad saamgevoeg in een redaksie om een sakepublikasie, Sake24, by al die dagblaaie uit te gee en ook 'n rapport. En toe daai span baie groot geraak. Ek dink op 'n stadium was ook meer as 60 mense, joernaliste en dan ook 'n groot produksiespan. So dit was baie groot daai tyd, ja. En jy was redakteur van Sake24 wat nou vir al die Afrikaanse koerante se sakeblaaie moes hanteer. Ja, ek was 'n paar jaar die redakteur daar. Was 'n baie uitdagende tyd. En ja, dit was ook 'n baie groot leerskool om so baie mense te bestuur. In die rente is ek maar 'n joernalis. Ek wil stories oopkrap en skryf. Nou moet ek mense help om hulle parkeerplekprobleme uit te sorteer. Was 'n absolute nagmerrie daai goed. En verlof en so aan. Ja, nee, die ligversorging wat koud is aan die een kant van die kantoor en warm aan die ander kant. Jy is toe nou weg by Sake24 toe jy redakteur daar was en toe word jy redakteur by Moneyweb. Nee, ek het nie redakteur geword by Moneyweb nie. Dit het eers later gekom. Ek wou wegkom uit Media24, of nie wegkom nie, ek wou meer tyd met my familie spandeer. Ek het daardie tyd bietjie gesondheidsprobleme gehad en ek het gewerk van 6 uur, 7 uur die oggend tot 10 uur die aand. Dit was 'n geweldige druk en toe wou ek net 'n gewone joernalis wees, 9 uur inkom, my 1 of 2 stories skryf en 5 uur huis toe gaan. So dis hoekom ek toe geskuif het na Moneyweb toe. Ek het vir Alec Haak gebel wat
die besigheid toe besit het en gesê, luister, het jy plek vir my? En toe skuif ek nou van 'n pos waar ek dink 2 sekretaresses gehad het tot geen hulp nie, en ek nie dat ek dit nodig gehad het nie, want ek het toe heeltemal 'n ander werk gedoen, en dit was toe 'n totaal en al nuwe loopbaan vir my, en toe Alec Hawk weg is by Moneyweb 'n paar jaar later, toe het ek nou weer die hospitaalpaas gekry om die redaksionele bestuur oor te neem. Die werk nie meer tot 10:00 elke aand nie en so aan, terwyl jy nog steeds uitsaai. Ons sal nou oor die uitsaai deel praat. Nee, en dis nou heeltemal anders. Ons het 'n baie goeie span hier by Moneyweb. Ek het ook nog al geleer, jy stel die beste moontlike mense in 'n posisie aan, want dan maak dit jou werk baie minder. En ons het dit so gestruktureer dat jy dit so kan doen. Onthou nie, die internet het nie daai spertye van 'n koerant nie. So jy hoef nie hierdie groot span te hê en oorsig te doen oor 30, 40 stukke inhoud. Nou doen jy baie daarvan deur die dag wat jy na inhoud kyk, en dan in die aand is dit maar 4 of 5 vars artikels wat jy insit. So jou nuussiklus is baie anders, en dit verander ook die rolle van mense in daai hele ketting. Jy het toe nou ook die aanbieder geword van RSG Geldsaake elke week laatmiddag. Wou jy nog altyd soort van in die radio wees? Geniet jy radio? Ek geniet dit vreeslik. Kyk, Andries van Zyl was toe die legende by RSG Geldsaake, en ek het vir hom ingestaan vir 'n hele paar jaar as hy nou nie kon uitsaai nie, veral op Vrydag aande. En hy is toe weg, en toe ek die rol oorgeneem. Ek is baie lief vir radio, is 'n baie intieme medium, en ek dink dit is baie meer geskik, veral omdat jy met baie senior mense kan gesels. Onthou, as jy gaan kyk na enige ander media vorm, soos 'n koerant of 'n internet webblad of selfs televisie, dit is op 'n toestel. Dis iets wat jy kan vashou in jou hand. Televisie kyk jy. En die nuus kom, of die inhoud is amper ekstern, maar as jy 'n radio as jy na radio kyk, dan kom dit in jou persoonlike spasie in. As jy in 'n motor ry, dan is die klank daar, dit kan net sowel iemand wees wat langs jou sit en met jou gesels. As jy na radio in die huis luister, dan is jy saam met die persoon wat kos maak in die kombuis. En die rol van die joernalis, daai mense laat jou toe om in hulle spasie te kom, en dit is 'n groot voorreg wat jy moet respekteer. So, dis 'n baie meer intieme medium, en ja, dis 'n baie interessante medium, ek is baie mal daaroor. Kom ons gesels bietjie oor van die groot stories waarby jy al betrokke was. Eerste een wat in my kop inspring is Sharemax. Vertel ons hoe dit ontvou het op die ou end. Kyk, Shemax, as 'n klomp van hulle in daai eiendomssyndikasie storie, Highveld syndikasie skemas, Realcore, Amatenda, daar's 'n hele klomp van hulle wat in dieselfde tyd gevou het. Ek het nie toe so seer daarna gekyk nie. Dit was nog Dion Bason gewees by Media 24, en later Julius Cobbett hier by Moneyweb, wat dit regtig daarop gefokus het. Toe hier 2014, 2015 rond, het ons 'n hofsaak begin teen Nova. Nova was die maatskappy wat al die eiendomme geërf het van Shemax, en moes dan die beleggers terugbetaal volgens 'n tamelike ingewikkelde reëlingsskema. Maar ons wou toe uitvind wie se aandeelhouers van Nova. Hulle het toe geweier, hulle direksie het geweier om dit vir ons te gee, maar hulle moes dit vir ons gee in gevolge die maatskappywet wat spesifiek daarvoor voorsiening maak. Lang storie kort, ons was in die Hooggeregshof, ons was in die Appelhof, en later het die saak gegaan na die konstitusionele hof toe. En in hierdie tyd het Nova of die direkteure sulke lelike dinge gesê van Julius Cobbett, wat nou die aansoek gebring het namens Moneyweb. Regtig persoonlike goed en totaal en al onwaar, en hy het toe besluit, hy hoef nie hierdie aanvalle te trotseer nie, hy gaan ander dinge doen, en hy is toe weg. En toe sit ons weer in 'n situasie, luister, iemand moet nou seker maar verder berig oor die storie. En toe het ek nou maar daar oorgeneem, en sedertdien baie gevolg wat by Nova aangaan, is baie ons hartseer wat daar gebeur het. En ja, jy weet, op 'n stadium moet jy ook besef, luister, jy kan nie net die storie los nie. Jy het mense nou al so lank daaroor berig, jy moet aangaan, en dis ook my vandag ook nog daarna kyk.
Waar staan die ding nou, al met Nova? Wel, ek dink Nova is totaal en al insolvent. Ek dink die direkteure daar het deur baie swak besluite, deur swak bestuur, het hulle die maatskappy basies in die grond en bestuur. Hulle het geweldige hoë salarisse vir hulle self betaal. Ek dink Connie Meiburg en Dominique Huise, wat die voorsitter en die uitvoerende hoof is, het hulle self gesamentlik al meer as 100 miljoen rand betaal sedert die skema begin het in 2012. Dit is totaal en al regulatoriese mislukking in Suid-Afrika. Die CIP, die reguleerder van maatskappye, moes baie vroeër ingetree. Die Reserwebank het dalk ook foute gemaak om aanvanklik te sê dat die finansieringsmodel van Shemax die bankwet oortree het. Dis ook nou 'n ding wat nou na vore gekom het, maar die maatskappye is insolvent. Hulle het basies al die beleggingseiendomme, die winkelsentrums verkoop. Daar is nie meer inkomste nie. Die grootste bates in die groep is die Villa en die Zambesi winkelsentrum in Pretoria. Albei genereer geen inkomste nie. Hulle staan daar half gebou. Baie hartseer, baie mense het hulle pensioene verloor. Baie mense bly in agterplase. Ek het al gehoor van mense wat hondekos eet. Daar sal selfmoorde gepleeg oor wat daar gebeur het. En dis baie hartseer dat daar nie vroeëre ingryping was om te keer wat daar gebeur het nie. Maar Ryk, hierdie tipe van goed, dit is nie die eerste keer en sal sekerlik ook nie die laaste keer nie, maar hoekom is daar sulke, soos jy sê, regulatoriese foute? Hoekom tree die owerhede nie vinnig genoeg op? Waar is daai Nova direkteure nou? Die Nova direkteure is nog steeds in hulle poste. Die maatskappy gaan nog voort om sake te doen. Hulle betaal nie hulle belasting nie, hulle betaal nie hulle rekeninge nie. Daar's verskeie likwidasie aansoeke wat op die oomblik aan die gang is. Maar ja, wat jy vra is, ek dink dis 'n retoriese vraag. Ek dink soos baie dinge in Suid-Afrika is die reguleerders net nie genoegsaam toegerus om proaktief op te tree nie. En mens kyk na polisieondersoeke wat lank sloer en baie sake word nie ondersoek nie. Die CIPC is seker die reguleerder wat baie lank al moet intree. Hulle het in 2022 het hulle begin kyk na Nova, maar dis nou al 'n hele paar jaar later en die maatskappy is in 'n baie swakker finansiële posisie en dis baie onwaarskynlik dat beleggers ooit iets sal terugkry. En as hulle iets terugkry, sal hulle seker deur 'n likwidasieproses wees waar hulle 'n paar sente in die rand kry, maar daar is net nie genoeg byt nie. En daar is die feit dat die Reserwebank dalk nou ook aan die verkeerde kant is van die besluite wat geneem is meer as 10 jaar gelede, dink ek vertraag ook die hele proses en rek dit uit, want daar is dan, ek vermoed, groot konflik tussen die CIPC en die Reserwebank, en terwyl hulle nou stry, gaan die storie by Nova maar net aan, blykbaar sonder enige gevolge. 'n Ander storie wat nou redelik onlangs in die afgelope paar dae was Banksou, en hulle is nou beboet en so aan. Maar gee ons net so 'n bietjie agtergrond oor die Banksou storie en wat daar alles gebeur het, want dit was ook 'n lelike stryd. Kyk, baie mense kontak my. Ek kry daagliks seker 50 of 60 e-posse van geldsake luisteraars, en ek probeer meeste van hulle antwoord. En ek kry toe verskeie navrae oor hierdie advertensies op Facebook en sosiale media van Elon Musk wat 'n nuwe kunsmatige intelligensie toepassing of platform ontwikkel het. Jy betaal R4.700 en dan kan jy tot 150 of 300.000 rand per maand verdien vir die res van jou lewe, wat natuurlik absoluut gek is. En ek gaan toe registreer toe op een van hierdie advertensies om te sien wie is die maatskappy agter dit, wat gebeur as jy daarop registreer, en toe bel 'n agent my letterlik binne 30 sekondes van Banksou. Dit is 'n maatskappy in die Kaap wat geregistreer was by die FSCA met 'n geldige lisensie. Dit lyk na 'n geloofwaardige maatskappy. Hulle het vir Bafana geborg, vir Driekus Du Plessis, ons UFC man, en het gelyk na 'n baie geloofwaardige besigheid. En ek het begin krap en wel uitgevind dat, luister, hierdie mense is besig om bedrog te pleeg. Hulle is besig om mense te oorreed om in verskilkontrakte te belê
wat geweldige riskante produkte is. In Engels is dit Contracts for Difference of CFD's. En meeste professionele beleggers kan nie eers geld maak daaruit nie. Nou kry jy iemand wat geval het vir 'n vals advertensie om nou hierdie produkte waarvan hulle niks weet nie, daarin te belê. Hulle gaan hulle geld verloor. En dis presies wat gebeur het. En ek het die eerste storie geskryf en toe het die e-posse van 50 'n dag na honderde per dag toe gestyg van mense wat my gebel het of e-pos het en gesê, luister, hulle is betrokke hier, wat moet hulle doen? Hulle het geld verloor, sommige mense het hulle huise verloor, hulle pensioengeld verloor, sommige mense het hulle huise geherfinansier of verkoop om geld te kry om daarin te druk. Want die oomblik as hulle begin geld verloor, dan sê Banksou agente vir hulle, luister, jy sit nog net nog 100,000 rand of sit nog 500,000 rand in, dan gaan ons jou verliese terugmaak, moenie worry nie. En dit het aangegaan heeltemal te lank. Op 'n stadium het omtrent ek dink net so oor die 660 mense het my gekontak en gesê hoeveel geld hulle verloor het. Dit was nou Banksou en AfriMarkets is nou die tweede platform wat dieselfde eienaars gehad het en hulle het gesamentlik meer as 400 miljoen rand verloor. En dit is 660 mense, as mens nou dink, daar was meer as 7,000 net by Banksou en AfriMarkets, ek weet nou nie hoeveel daar was nie, maar as jy nou ook dink, dit is 'n paar duisend mense, dan kan ons maklik praat van 'n skema van 'n paar miljard rand, 'n hele paar miljard rand, en dit kan een van die grootstes wees wat nog ooit in Suid-Afrika, mense besteel het. Was julle hof toe oor die storie? Het Banksou nie jou of Moneyweb hof toe gevat nie? Kyk, ja, hulle het baie dinge gedoen. Hulle het my persoonlike sosiale media rekenings aangeval. My selfoonnommer is geblok, ek kon nie WhatsApp gebruik nie. Hulle het my gekry dat Facebook my skors, Twitter my skors. Ek kan nou nog nie meer Instagram rekening kry nie. En hulle het kuberaanvalle geloods op Moneyweb se webblad en dit was baie, baie aggressief. Ek het nog nooit so iets gesien nie. En dan het hulle dagvaardigings uitgereik. Nou dis anders as om iemand nou hof toe te sleep vir laster. So hulle basies het 'n dagvaardiging uitgereik en gesê ek skuld hulle 5 miljoen rand omdat ek hulle belaster het en nou moet ek regskoste aangaan om te sê nee, ek het nie en ons gaan nou hof toe. En dit was die individue wat betrokke was, die direkteure wat dagvaardigings uitgereik het, maatskappye, Banksou, AfriMarkets en dis meer, en ek dink die totale dagvaardigings wat uitgereik het is meer as 50 miljoen rand. Om my te probeer stil kry. Hulle het briewe geskryf na die direksie van IME wat Moneyweb besit, na ander individue, en dit was baie, baie, baie aggressief, en ek moet sê, wat hulle ook gedoen het, en dis eintlik ongelooflik, hulle het van die artikels wat ek geskryf het, dan kopieer hulle dit, en dan gaan publiseer hulle dit op 'n vals webblad in die buiteland, en dan gaan hulle na Google toe, en sê, ek het hulle artikels gekopieer, gecut and paste, en ek oortree kopieregwetgewing. Dan gaan Google en hy de-index daai artikels, so jy gaan dit nie kry met 'n Google soektog nie. En dis verstande bedrog, daar's 'n doktorsgraad of 'n graad gedoen, navorsing gedoen in Brittanje oor hierdie gevalle studie van hoe Google se kopieregstelsel misbruik is. Ongelooflik, ek het vir 'n ruk ons veiligheidsmaatskappy waar ek bly, saam met my gery elke aand huis toe. Hulle het basies 'n kar gehad voor die huis om nou net seker te maak daar gebeur nie iets persoonlik nie, maar dit het totaal en al buite beheer gespiraal. En vir my is die verstommende deel hoe hulle hierdie bekendes gebruik het, soos Elon Musk, Johan Rupert, jy weet, sulke mense om geloofwaardigheid ook aan hulle te gee, en dis tog identiteitsbedrog benewens nou al die klomp geld wat hulle gesteel het. Absoluut, natuurlik is dit, weet, en ek dink dat hulle kon dalk bietjie meer gedoen het om uit te vind wie is agter daardie advertensies, want 'n sogenaamde bemarkingsmaatskappye, marketing affiliates is die term wat hulle nou gebruik het. En hulle kry geweldige kommissie indien hulle nou iemand ooreed om op daai advertensie te klik en dan deur te gaan na maatskappye soos Banksou en dan opgeteken te word as 'n kliënt. Dan kry hulle reuse kommissies hier, ons praat hier van tot $1,000
So hulle sal enige ding doen om mense te kry om kliënte te word van ander maatskappye of van hierdie verhandelingsmaatskappye. En dit het gebeur en tot nou toe kon ek nie agterkom wie sit agter daardie bemarkingsmaatskappye nie. En as jy die een hier toe maak, dan spring hy daarop. En dis nie net in Suid-Afrika 'n probleem nie, dis reg oor die wêreld. Ja. Maar ek dink as die finansiële gedragsowerheid het hulle nou nogal met 'n groot bedrag beboet. Hulle het hulle met 2 miljard rand beboet. Nou ek dink dis die grootste boete wat die FSCA nog ooit opgelê het vir 'n finansiële dienstemaatskappy en hulle het die saak ook oorhandig aan die polisie vir kriminele ondersoek. So hulle vermoed regtig dat daar is bedrog en diefstal. En met die stories wat ek hoor van mense wat geld verloor het, ek dink dit is baie duidelik dat dit gebeur het. En ja, dit identifiseer ook die leemtes in ons stelsel dat die FSCA so lank gevat het om dit te doen. Natuurlik is hierdie 'n baie komplekse saak. Hulle moet dit regkry, maar in die proses het baie mense hulle geld verloor, duisende mense. En het hulle gereageer daarop? Hulle het 'n verklaring uitgereik en gesê nee, hulle dink die FSCA se ondersoek was nie behoorlik nie en gaan hulle nog aan met hulle bedrywighede? Ja, hulle gaan nog steeds aan met hulle bedrywighede, nie onder Banksou of AfriMarkets nie. Kyk, AfriMarket, die oomblik toe die negatiewe beriggewing oor Banksou begin, en dit was nie net ek wat daaroor berig het nie, was verskeie ander publikasies ook, toe ewe skielik pop AfriMarkets uit, en ek het met baie van die voormalige werknemers gesels, en huidige werknemers daai tyd, van Banksou, toe sê hulle basies, hulle het in die kantoor gesit, en toe kom die hoof daar in, en sê, luister, ons is nie meer Banksou nie, ons is nou AfriMarkets. En toe gaan hulle aan, AfriMarkets se lisensie is ook nou finaal teruggetrek, maar daar's nou 'n nuwe maatskappy met die naam van MixiRight wat opgepop het, met ander direkteure die keer, maar daai direkteure het bande met die vorige direkteure van Banksou en AfriMarkets. En ek het uitgevind omtrent 85% van die mense wat nou by MixiRight werk, was voorheen by Banksou en of AfriMarkets. Dis dieselfde mense wat nou daar werk en hulle gebruik nou 2 nuwe handelsname. Die een is uMarket Pro en die ander een is Protea Market. En hulle doen presies dieselfde. Ek het gaan registreer weer op die vals advertensies vroeër hierdie jaar en dan kom ek by Protea Markets en uMarket Pro uit presies dieselfde modus operandi en dit is baie van die voormalige werknemers beweer ook dat MixiRight hierdie uMarkets Pro en Protea Markets is maar net 'n nuwe weergawe van Banksou en die ouens wou net aan om geld te maak. Destyds toe ek so oor Louis Liebenberg moes berig, ook baie daaroor gewonder en mense wil nou nie dubbele slagoffers maak nie, maar mense wat ook voortdurend aanhou belê in hierdie tipe van skemas, soos sê nou maar Banksou, ondanks die wat uitkom in die openbaar. Louis Liebenberg wat nou net op baie ander manier, maar is daar nie 'n tipe van 'n verantwoordelikheid ook by mense om bietjie beter te oorweeg voor jy net geld belê nie, of is dit heeltemal vergaande? Nee, natuurlik. Mense moet verantwoordelikheid neem vir hulle geldbesluite. En in baie opsigte is ek verstom dat so baie mense geval het vir daai vals advertensies. En dis nie net oningeligte mense en nie. Ek het 2 finansiële raadgewers wat veronderstel is om beter te weet, het geval daarvoor. Daar het professors by ons grootste universiteite geval daarvoor. Een van hulle het finansiële bestuur gedoseer. Daar was 'n aktuaris wat geval het daarvoor. So dit is mense wat regtig beter behoort te weet. Nou ons probeer op geldsaake en meeste publikasies eintlik in die land die hele tyd die boodskap oorbring. Ek weet as dit te goed om waar te wees, dan is dit. Jy moet verstaan waarin jy belê. As jy nie verstaan nie, bly weg. Dis so eenvoudig soos dit. Jy moet risiko verstaan. Baie mense dink as jy kan by 'n bank kan jy 9% rente kry, maar hierdie ander instansie bied my 20% aan, so ek gaan die 20% vind want is meer as die banke. En hulle verstaan nie die risiko's wat daaraan gekoppel is nie. En ek het iewers 'n statistiek gesien dat baie mense as hulle 'n nuwe motor koop, spandeer iets soos 18 ure om navorsing te doen oor watter motor om te koop en watter opsies is beskikbaar en as hulle 'n beleggingsbesluit neem, dan is dit baie keer binne 20 minute. Hulle gaan doen nie navorsing
oor presies waarin hulle belê nie. Wie's die mense daar agter nie. Het gaan praat nie met 'n spesialis soos 'n finansiële raadgewer oor of dit 'n goeie belegging is of nie. Dit is 'n snap besluit wat hulle neem baie keer om 'n braaivleisvuur. Hulle hoor iemand wat spog oor 'n opbrengs wat hulle iewers gekry het en ja, dis baie duur besluite wat hulle maak en mense moet verantwoordelikheid neem daarvoor. Die media kan net soveel doen om hulle in te lig van hierdie tipe van skemas. Ek dink owerhede kan meer doen om mense daarvan in te lig, maar op die ou ende van die dag is jou geld, jy daarvoor gewerk, maak seker jy belê dit in iets wat legitiem is, wat geloofwaardig is en waar die mense eerlik is. En as jy nie daai navorsing doen nie, dan moet jy nou maar seker maar die pyn vat. Jy kan niemand anders blameer nie. Ons moet gesels oor kleutersone Antoni Bougas. Hy was in RSG uit en op en wakker ligtyd gekoop en ons het onderhoude met hom gevoer. Daar was betaalde onderhoude op Kyknet, Afrikaanse nuuswebwerwe, koerante en Netwerk 24 en so aan. Waar het jy begin snif in die neus kry? Kyk, ek kyk nie baie televisie nie. So ek het nooit van daai Kyknet onderhoude gesien. Ek het na die tyd gaan sien en my hare het regtig gereis en ek het ook van die RSG onderhoude geluister maar weer eens het dit begin met 'n luisteraar wat my gevra het wat dink ek van hierdie geleentheid. Ek het toe gaan kyk en gesien hulle bied opbrengste van tussen 38 en 72%. Natuurlik dan daar die gevaarligte begin flits want ek was betrokke by 'n skool. Toe my kinders in 'n betrokke skool was ek op die beheerliggaam en jy sukkel om rekeninge te betaal. 'n Skool is nie 'n geldmaak skema nie en ek het toe vir hom vrae gestuur. Nou natuurlik as jy vir iemand vrae stuur, dit is die grootste stuk toerusting in enige joernalis se gereedskapskas. Jy kan mense vra en hulle kan vir jou op een van 3 maniere reageer. Die eerste een hulle kan sê ja, hulle gaan met jou praat. Hulle kan sê nee, hulle gaan nie met jou praat nie of hulle kan vir jou prokureursbrief skryf. En eerste vraag was maar net basies, luister verduidelik vir ons wat is julle sakemodel en hoe kan julle hierdie opbrengste lewer? Boem, land die eerste prokureursbrief. En dan weet jy, luister hier is iets. En dit was 'n lang proses, want jy wil ook nie nou iets skryf en dan stort so 'n hele skema in duie nie. En weet daar's mense se spaargeld in, so jy moet presies weet wat daar aangaan. En ons het seker vir 2 maande het ek gekorrespondeer met hulle en gevra, luister, stuur net vir my julle finansiële state, dat ek kan sien dat hierdie maatskappye of hierdie skole die kontant kan genereer om die dividende te betaal, hierdie reuse opbrengste, en hulle wou nie. En op die einde het ek ook gesê, hulle kan dit stuur vir 'n auditeursfirma, sodat hulle daarna kan kyk, hulle hoef dit nie vir my te stuur nie. En hulle wou nie, en op die ou einde, toe stuur hulle vir my bestuurstate, van 'n skool in Pretoria, en daai bestuurstate wys toe die plek is basies bankrot. En dis toe ons die eerste storie geskryf het, en toe bars alle hel los. Weer eens, luisteraars het my gekontak en gesê, wat nou, ek is uitgeskel deur van die beleggers, want ek krap nou waar dit nie juk nie, hulle kry hulle dividende. Maar ja, Bougas is toe paar dae later die land uit, en toe die hele storie verder in mekaar gestort. Wat 'n rooi ligte was daar vir jou, voor hulle nou die state gekry het met kleutersone? Geen skool kan 'n opbrengs van 38% verdien nie. Of laat ek dit anders stel. Geen skool kan so baie kontant genereer om aan beleggers 'n dividend van 38% plus te betaal nie. Dit kan net nie. Hoekom sal kleutersone dan beleggers se geld nodig hê om hulle skole te finansier as hulle soveel geld maak? Dan kan hulle moes nou maar self die skole finansier uit die winste wat hulle verdien. Dis regtig so eenvoudig. Daar's 'n ander storie wat interessant was, en dit was toe Moneyweb hof toe is oor kopiereg, en dit het eintlik nogal die media bedryf baie wakker geskit. Ja, dit was 'n storie daai, dit was hier rondom 2018. Ons het gesien dat News 24 het, wat hulle doen is, hulle gaan en dan gaan kyk hulle wat se stories ander media publikasies, soos Moneyweb, is nie net Moneyweb nie, is verskeie ander ook, wat hulle publiseer, en dan gaan hulle en skryf 'n opsomming van wat jy geskryf het, of die publikasie geskryf het, en sê dit kom van daai publikasie af. So hulle sê nou maar Moneyweb het 'n groot storie gehad, ons het 'n groot storie gehad oor 'n Ponzi skema DefenseX daai tyd,
En dit het ons geld gekos om my storie te doen. Ons het 'n joernalis gestuur na een van hulle vergaderings. Die persoon moes R1000 dink ek betaal om in te kom. Ons moes die joernalis betaal, groot storie. En toe gaan News24 en som dit basies op. Sê hulle kry dit by Moneyweb en publiseer dit. Maar dit is nou totaal en al onregverdig om ons werk, waarvoor ons regtig betaal het, vinnig op te som en dan die kern van daai storie op 'n ander webblad weer te gee. En ons het 'n paar stories, ek dink is omtrent 12 gewees wat ons geïdentifiseer het waar hulle dit gedoen het en ons is toe hof toe. En die hof het toe beslis dat net een van hulle is kopiereg oortree. So het ons die saak gewen, ja of nee, 10-1 nie, maar wat dit meegebring het is dat News24 totaal en al omvorm het. Hulle doen dit glad nie meer nie, hulle het 'n klomp uitstekende joernaliste aangestel, hulle het seker die beste ondersoekspan, 'n journalistieke ondersoekspan in Suid-Afrika en hulle doen uitstekende werk. Maar ja, dit was 'n interessante saak. En ja, ons het lekker geboks. Die ander saak wat ook interessant was waarby Moneyweb en klomp ander media maatskappye betrokke is, was nou onlangs voor die mededingingskommissie, Facebook, Google en so aan, X of Twitter. En jy was ook betrokke en jy het 'n voorlegging gemaak daarvoor die mededingingskommissie. Vertel ons net so 'n bietjie die agtergrond daarvan. Kyk, Google is veral Google is besig om die mediabedryf sodanig te ontwrig dat dit die finansiële volhoubaarheid van media-instansies reg oor die wêreld bedreig en ernstig bedreig. Kyk, ons het in Suid-Afrika al gesien baie publikasies het toegemaak, baie publikasies het saamgesmel, die hoeveelheid joernaliste wat ons het in Suid-Afrika het seker met 'n faktor van 10 of met 90% gedaal. Dis al jou senior mense wat die bedryf verlaat. So jy sit met 'n junior joernaliste wat senior joernaliste se werk doen en dit het 'n groot impak op die hoeveelheid stemme wat daar is, die kwaliteit en dan ook die finansiële lewensvatbaarheid, want maatskappye eerstens adverteer eerder deur Google want is baie goedkoper en dan kan van daai advertensies op nuusblaaie verskyn deur die sogenaamde AdSense of Google Ads en dan word daar nie meer direk geadverteer by op die publikasies nie. 'n Ander manier is, hulle vat jou media publikasies se stories en dan publiseer hulle die foto wat gewoonlik saam met dit gaan, die opskrif en dan die sogenaamde blurb, basies 'n tweede opskrif. En dan publiseer hulle dit as nuus, so as jy nou 'n soektog doen, byvoorbeeld oor die goudprys, dan kan 'n Moneyweb storie nou daar opspring en sê, luister, die goudprys het soveel gespring, en ons kry net 'n voordeel as iemand klik op daai storie. Maar dit gebeur omtrent 2 of 3% van die kere. So, en dan verkoop hulle nou advertensies rondom daardie inhoud wat hulle nou van die publikasies vat. En dit kannibaliseer basies die inkomste wat ons verdien. En dit gebeur reg oor die wêreld en daar was al groot skikkings gewees reg oor die wêreld waar Google dan daarvoor betaal. En die MDPMI, dit was die kompetisie of die mededingingskommissie se ondersoek na die impak wat hierdie groot digitale platforms op ons media het. Was 'n lang deeglike proses en hulle het nou basies gaan kyk presies wat is die impak van hierdie platforms op individuele media-instellings en ons was een daarvan, ons het ook deelgeneem aan daai proses, maar meeste van die, ek dink al die hoofstroom media-publikasies was daar om hulle saak te stel, want as dit aangaan soos wat dit nou aangaan, gaan die mediabedryf oor die volgende 5 tot 10 jaar 'n skadu wees van wat dit nou is, en ons is nou 'n skadu van wat dit was 10 jaar gelede. En Google gaan na die partytjie toe moet kom en weet Facebook ook, YouTube, om basies 'n meer regverdige platforms of omgewing te skep waar media-publikasies lewensvatbaar is. Ja, want Google genereer nie hulle eie nuus nie of so, hulle is maar afhanklik ook daarvan, maar was daar toe nou 'n ooreenkoms bereik? Ek dink, ek het gelees Google, YouTube en Facebook het 'n ooreenkoms, X nog nie. Nee, Google het 'n ooreenkoms gesluit met 'n sekere deel van die media. Natuurlik in Suid-Afrika moet mens nou altyd konflik hê binne bedrywe. Gaan kyk in enige dorp, daar's 3 of 4 kerke, selfs al is hulle almal leeg. Maar
'n groep onder leiding van Caxton, dis waar ons nou betrokke is, het 'n ooreenkoms gesluit met Google, Media24 onderhandel op hulle eie. En dan is daar ook gemeenskapspublikasies wat ook 'n ander ooreenkoms met Google het. Maar ja, kyk, daar is 'n ooreenkoms, daar moet nog die fynskrif moet nog oor onderhandel word en bepaal word. Maar ten minste het Google gekom en gesê, luister, hulle wil nie 'n lange regsproses hê nie. En die ander rede daarvoor is, hulle het mediapublikasies se inhoud nodig. Met die koms van kunsmatige intelligensie, gaan hulle nuusaanbieding totaal en al verander. Ek wonder of jy al gesien het, as jy nou deesdae iets Google, sien nou maar weer, wat is die goudprys? Dan spring daar so 'n klein boksie op, wat 'n kunsmatige intelligensie opsomming gee. Nou in die verlede, ten minste het hulle vir jou die publikasie se foto en die opskrif gegee en wys dit is 'n MoneyWeb storie, dan kon iemand daarop klik. Maar met daai opsomming gaan kry Google die inligting by verskeie publikasies en gee die opsomming en daar's geen krediet vir waar dit vandaan kom nie. Daar's so 'n klein skakeltjie en dan kan jy nou daarop klik en dan kan jy sien dit kom van MoneyWeb of News24 of waar ook al vandaan. En as die media dus basies vir Google verbied om hulle inhoud te gebruik, dan kan hulle nie daai diens lewer nie. En hulle sal betaal daarvoor. En ek dink dit is die toekoms van nuus ook. En hopelik kan daar nou 'n ooreenkoms gesluit word wat vir die media aanvaarbaar is en lewensvatbaar maak. Kom ons gesels bietjie oor kunsmatige intelligensie. Nou die dag het jy 'n voorlegging of 'n aanbieding gedoen vir studente daaroor en dit was my absoluut fascinerend oor hoe jy kunsmatige intelligensie as 'n hulpmiddel beskou wat nie noodwendig ons werke gaan doen, jy weet, bedange vir jy dit aanwend seker. Ja, ek het ook nog vir my sondes gaan studeer hier in die 2000s en een van my hoofvakke was ontwrigtende tegnologie of ontwrigtende innovasie. In Engels is die term disruptive innovation. Want toe was die internet, die digitale era basies het alles in die wêreld verander. Elke enkele bedryf moes anders begin sake doen oor die internet wat so toegeneem het. Nou, kunsmatige intelligensie en veral skepende kunsmatige intelligensie soos ChatGPT, Google Gemini, Copilot van Microsoft, DeepSeek, dit is 'n ontwrigtende tegnologie. Dit verander die manier hoe ons werk en dit gaan rolle verander, werksgeleenthede skep, gaan baie werksgeleenthede of werke onnodig maak. En ek het my onmiddellik daarin instudeer om te kyk, hoe kan jy daai tegnologie gebruik in media, waar ek natuurlik nou werk. En dit is ongelooflik lekker. Ek het kursusse uitgewerk wat ek vir mense wys hoe om dit reg te gebruik, want dit is nie so wonderlik soos wat baie mense dink nie. Daar's 'n groot verskil om net gou vinnig te gaan kyk. Skryf asseblief of skryf 'n artikel oor die goudprys en dan kan jy sien wat se gemors daar uitkom, selfs nou nog waar dit nou al baie verbeter het, teenoor as jy dit in media gebruik wat op die einde gepubliseer word, want jy kan nie inhoud deur kunsmatige intelligensie net so publiseer nie. Daar is 'n paar maatskappye, media-instellings wat reeds kort opsommings maak van langer stories met kunsmatige intelligensie, maar natuurlik soos enige ontwrigtende innovasie of tegnologie, gaan dit 'n al groter veranderende rol begin speel. Ek kan nou sê, oor 5 jaar gaan elke enkele onderneming anders werk as wat dit vandag werk. Media gaan totaal en al anders werk as vandag. En jy kan of inkoop en probeer leer, en dan gaan jy suksesvol wees, of jy kan dit ignoreer en dan is jy oor 5 jaar diep in die moeilikheid. Ryk, ek wil praat oor die stand van Suid-Afrika. Jy het nou so vlugtig genoem in die vroeë 2000s. Het dit met ons baie goed gegaan. Ek dink dit was 'n tydperk van die 3M'e, Mbeki, Mboweni en Manuel, wat dit met ons redelik goed gegaan het, en toe kom Zuma nou natuurlik en 'n staatskaping en so aan. Maar as jy vandag kyk na Suid-Afrika, na die politieke ekonomie, hoe takseer jy dit? Ja, dit is 'n interessante situasie waarin ons onsself bevind. En ek dink die grootste probleem wat ons het is leierskap. Onthou hier in die 2000s toe dit goed gegaan het ons geweet ons gaan 'n wêreldbeker aanbied en almal het ingekoop op die idee. Daar's baie belegging gedoen
En al die perde van die land het hoofsaaklik in dieselfde rigting getrek. En ons het 'n fantastiese wêreldbeker aangebied. Maar in die Zuma-era het dit verdwyn. En ek dink met die toe die media nou begin berig het oor nog die eposse wat gekom het van die Gupta's, het mens besef wat het gebeur in Suid-Afrika. Die plek is leeggesteel. En die feit dat ons bewus geword het daarvan, het mense baie negatief gemaak. Dit het ook rassespanning verhoog tot seker die hoogste vlak wat dit is, selfs nou vandag, veral met hierdie Trump storie wat nou baie lelik is vir Suid-Afrika. So my persepsie is, ons het regtig 'n leier nodig wat al die perde in dieselfde rigting kan laat trek. En Cyril Ramaphosa is nie daai leier nie. Hy is nie bereid om die besluite te neem wat dit nodig maak nie. En dan sit jy nou met wantroue tussen die privaat sektor en die regering wat op 'n rekordhoogtepunt is. Jy kan nie 'n privaat sektor dwing om dinge te doen nie. Die privaat sektor is baie voorspelbaar. En dit is basies as jy 'n projek het en daar kan 'n goeie wins gemaak word op daai projek, sal die privaat sektor betrokke raak. Maar die privaat sektor sit op die oomblik met meer as 2 triljoen rand se kontant in die bank. Hulle wil dit nie belê nie want hulle is onseker oor wat môre gaan gebeur. Hulle het nie vertroue dat die regering 'n omgewing kan skep waarin hulle kan floreer nie. En dit is hoekom ons ekonomie teen 1% voortploeter. Die beerdkrag het 'n impak gehad, maar ek dink ook meeste besighede het 'n plan gemaak. Hulle eie krag begin opwek, innoverende werksure geskep en daai tipe van dinge. So ek dink nie die impak is so groot of was so groot soos wat aanvanklik gedink het nie, maar daai wantroue, dit is regtig 'n groot probleem. En nou kom ons nog met Donald Trump wat sê hier's volksmoord op Afrikaners, grond word gevat. En ek dink baie mense hou van die kritiek, want dis kritiek op die regering, maar ongelukkig is dit nie gebaseer op feite nie. En dit verhoog weer eens die spanning tussen Afrikaners en die regering. En dit is nie gesond nie, en dit is baie jammer dat dit gebeur het. Die regering het ook nou die situasie nie baie goed hanteer nie. Maar, so ja, daar is baie krappigheid op die oomblik, maar op die oomblik is daar dinge wat gebeur. Ons het gesien dat Eskom gaan nou in 3 deel, daar gaan private krag opgewek word, wat dit nie so gereguleer is soos in die verlede nie. Ons gaan sien dat private operateurs op Transnet se treinspore gaan sake doen, gaan die doeltreffendheid van daai infrastruktuur dramaties verhoog. Ons sien nou dat hawens geprivatiseer word, of nee, dit is 'n lelike P-woord daai. Daar's nou 'n ekwiteitsvernoot, dis die regte term, wat hawens gaan bestuur. Ons het nou gesien hierdie ICTSI van die Filippyne gaan nou die PR2 terminaal van die Durban hawe oorneem. So 'n ongelooflike positiewe stap. Dit is die grootste hervorming van vervoer basies ooit in Suid-Afrika. En as ons dit kan kry, dieselfde met die infrastruktuur van water byvoorbeeld, dan kan dit 'n dramatiese voordeel vir Suid-Afrika inhou. En ek dink hierdie tipe van dinge maak Suid-Afrikaners minder afhanklik van die regering as wat dit was 20 jaar gelede. Mense kan hulle eie ding begin doen. Dis jammer dat dit moet gebeur, dis die regering se werk om dit te doen, dis hoekom jy belasting betaal. Maar die nuwe tegnologie en ook denkwyse maak dit nou vir mense moontlik om minder afhanklik te wees, en ek dink daai tendens gaan nog vir lank voortduur. Jy praat nou van die regering en die ekwiteitsvernote en so aan in die groot dele van die ekonomie, maar daar's ook nou hierdie ding oor die regulering deur munisipaliteite, provinsiale regerings en so aan, van smouse en klein besighede en so aan. Wat maak jy daarvan? Kyk, ek dink is weer eens regulasie wat kom van mense af wat in hulle hele lewe nog nooit 'n besigheid bestuur het nie. Hulle weet nie hoe werk 'n besigheid nie. Hulle weet nie wat die dinge is wat entrepreneurs doen om daai besighede aan die gang te hou nie. Dit is 'n absolute idiotiese voorstel dat elke besigheid 'n lisensie moet kry by 'n plaaslike owerheid en dat daar enige diskresie is van daardie owerheid om dit toe te staan of nie toe te staan nie. Dat inspekteurs net by enige besigheid kan inloop en sê, luister, wys my jou lisensie, en dan boetes te kan oplê. Dink net die ruimte wat dit skep vir korrupsie.
So dit is idioties, dit sal beveg word. Ek kan nie dink dat dit gaan deurgaan nie. Dit kom van mense af wat glad nie verstaan hoe die klein sake sektor of eintlik die sake sektor werk nie. En dit wys ook hoekom die departement van klein sake absoluut irrelevant is. As hulle met hierdie tipe van goed vorendag kom, aan wie se kant is hulle? Jy het nou gepraat van Donald Trump en die hele ding oor onteiening sonder vergoeding en al ander goed wat hy kwytraak. Maar ek het onlangs met 'n baie groot megaboer gepraat en hy het toe 'n plaas gekoop by 'n Ivy League universiteit, want die universiteit het die oomblik toe hulle hoor daar's sprake van onteiening sonder vergoeding. Dit was nog, ek dink voor die wet, dit was toe die ANC dit net op hulle konferensie bespreek het. So ek wil net hoor, sentiment speel tog 'n groot rol of persepsie wanneer dit kom by sulke tipe van goed. Ja, kyk, die hele proses wat ook hier in die 2018, dit is die eerste keer wat dit nou genoem is toe die grondwet verander moes word, wat sit artikel 25 van die grondwet. En dit het 'n lang pad gestap en baie emosie veroorsaak. Weet, mense wat grond het, wil dit hou, dit is in die grondwet onderskryf. Eiendomsbesit is gewaarborg en nou kom hierdie geraas, hulle probeer die internet of probeer die grondwet verander en weer eens dit het spanning veroorsaak wat dit nie moes doen nie. En die rede daarvoor is omdat die regering te donders useless is om grondhervorming te versnel en as 'n prioriteit te maak. Die begrotings vir grondhervorming is ek dink kleiner as wat die BBP beskermingseenheid kry van die regering om te doen, om grond te koop en oor te dra aan mense wat dit wil hê. En daar's nou nog vandag agterstande van sake wat 20 jaar oud is. En as daai departement se doeltreffendheid baie beter is, dan sou ons nie nou gesit het waar ons is nie. Nou het ons hierdie onteieningswet. Nou dit is 'n swak wet en dit bepaal onder watter omstandighede daar nul vergoeding of geen vergoeding kan wees nie. Maar as dit nie die bedoeling is om grond te vat sonder vergoeding nie, hoekom is dit dan in die wet? Dit gee verseker nie 'n blanko reg vir die regering om grond te vat sonder vergoeding nie. Maar die president en die regering het nou al op verskeie geleenthede gesê dis nie die bedoeling om grond sonder vergoeding te vat nie. So hoekom is dit in die wet? Verander dit en verwyder net daai emosionele klousules en dan sal die vertroue waarvan ek vroeër gepraat het terugkom. En dit is amper asof daar 'n venyn is in die wetgewing. Ryk is baie avontuurlustig en sportief. Jy ry verskriklik fiets en so aan. Waar kom die liefde vir al fietsry vandaan? Ons sal nou oor die berge praat wat jy in Suid-Amerika uitklouter en so aan. Man, ja, ek het so hier in 2010 het ek so mediese insident gehad en ek was toe moes ek besin oor my lewe en besef dat ek kan nie so aangaan nie. Ek was baie oorgewig, pakkie sigarette daar gerook, dalk te veel wyn gedrink en dan nog 14, 15 ure 'n dag gewerk en iets moes ingee. En toe ek besluit, luister, ek het die sigarette gelos, ek het baie meer geslaap, dit was 'n groot probleem en ek het bougewig verloor en ek het toe begin fietsry. Ek dink die eerste keer wat ek op 'n fiets geklim het, het ek 15 km gery op 'n plat pad en ek kon vir 2 dae nie loop nie. Maar ek het aangehou en 20 kg verloor in 'n klompie maande. Ek het verlief geraak op fietsry. Dit is vir my lekker geweest. Ek het altyd gedink daar's min dinge wat lekker is en gesond is en ook wettig is. En fietsry is een van hulle en ek het begin wedrennery en probeer meeding. Ek is 'n verskriklike mededingende mens en ja, dit is 'n liefde wat ek seker hooplik vir altyd by my sal wees. Die berge wat jy en jou seun in Suid-Amerika gaan uitklim het. Man, dis 'n interessante storie. My seun is 'n bietjie anders as ander kinders. Hy's op die spektrum. En hy is nou nie iemand wat 'n partytjie matriekvakansie gaan doen in Mosselbaai of in Plet en dan sit net bier en girls nie. Hy stel baie meer belang in ander dinge. Toe sê ek vir hom ek sal saam met hom op 'n matriekvakansie gaan.
pa en seun en ek het verwag ons gaan kamp in die Drakensberge. Toe kom hy na my toe sê nee, daar's 'n berg in Suid-Amerika in Peru wat hy wil gaan uitklim. Die naam is El Misti. Dit is 'n vulkaan wat basies so hoog is soos Kilimanjaro, maar dit is 'n groot avontuur. Toe het ons 'n hele vakansie beplan in Peru om nou hierdie berg te gaan klim, maar jy moet akklimatiseer. Want is amper 6000 meter bo seespieël waar jy moet uitkom en ons het toe die Machu Picchu stap gedoen, maar 'n lang ene, dis nie die gewone kommersiële ene nie, om lank bo 3000 of 4000 meter bo seespieël te wees en dan te akklimatiseer, en ons het dit gedoen en toe het ons El Misti gaan klim, wat 'n ongelooflike avontuur was, en ek moet sê dis was duur geweest, maar dis seker van die beste geld wat ek ooit bestee het. Het jy vir Liesel, jou vrou, sy is ook 'n bekende joernalis, besturende redakteur van Rapport, het julle in Stellenbosch ontmoet of het julle hier by die koerant ontmoet? Nee, ons het op Stellenbosch ontmoet. Ek was ook 'n kranige duiker geweest daai tyd. Ek het 'n bietjie my inkomste aangevul met kreef en perlemoen. Ek het wettig dit gedoen, ek moet dit net bysê. Sy het ook van duik gehou, so ons het begin duik saam en ja, ons kry toe dieselfde beurse by Beeld, so ons het saam Beeld toe getrek, ons het toe saam in 'n huis gebly saam met Jan Joubert en ook Marcus Hill, wat jy seker nie sal ken nie, hy is nou in Skotland. En ja, dis toe van daar af waar die romanse nou begin het en vandag nog aan die gang is. En julle 2 kinders, is albei al klaar met skool en aan die studeer of? Nee, my dogter gaan nou matriek toe. Okay. Ja, so dis nou die laaste jaar van skool vir haar. Okay. En kom jy nog so nou en dan op Kenhardt? Meer dan as nou. Ek was lanklaas daar. Maar mens probeer, dit is lekker om nou en dan weer terug te gaan en te gaan kyk wat daar aangaan. So ja, nee. Ek verbeel my jy het gaan fietsry daar in die omgewing so 'n jaar of 3 terug. Ek het nie daar gaan fietsry nie. As ek soontoe gaan, dan vat ek maar my fiets saam en ry ek maar op my eie. Maar die groot wedrenne in Suid-Afrika is maar wit in die Kaap. Ek het al baie in die Kaap gery en dan ook ek is baie mal oor die Drakensberge, ritte die Bergenbush byvoorbeeld. Ongelooflike plek om te ry. Ja. Is daar iets waaroor jy spyt is in jou lewe? Sure. Ja, daar is seker baie dinge, ek is iemand wat baie reflekteer oor dinge. So as jy besluit neem dan en so 'n groot besluit dan baie keer as ek gaan draf of fietsry dan dink ek daaroor en maar jong, miskien nie so kwaad te raak op 'n cricketveld nie, miskien nie so meer dingend te wees nie en ek het 'n geleentheid gehad byvoorbeeld om in Saudi-Arabië 'n koerant te gaan uitgee. Ek weet nie of ek spyt is daaroor of ek soos die Engelsman sê, to dodge a bullet nie, maar ek wou graag miskien in die buiteland gaan werk het vir 'n ruk, net om te sien hoe dinge in 'n ander plek werk. Maar my lewe het so uitgedraai, ek is taamlik tevrede met wat ek het. Ek het 'n wonderlike familie, ek kan elke aand op die radio gesels, so ja nee, dit is, spyt dit nie, dit is nie iets wat op my hart lê nie. En trots, waarop is jy trots? Ek is trots op my familie. Ek moet sê, weet, as jy nou kinders het en jy sien hulle is suksesvol en hulle begin die lesse van die lewe leer, is ongelooflik om te sien. Ek is baie trots daarop en hopelik kan ek so trots op hulle bly dat hulle nou goeie loopbane kan volg. Hopelik bly hulle in Suid-Afrika om dit hier te doen. Ek dink hulle kan 'n groot bydrae lewer. So ja, absoluut. Dit is my altyd lekker om by die huis te kom en met hulle te gesels en te sien wat se suksesse hulle bereik. Ryk, net laastens van my kant af, wat verveel jou of wat is vir jou oneindig oninteressant? Weet jy, daar is 'n paar dinge wat my absoluut die Josie inmaak. Die een is byvoorbeeld kommentaar op stories. As jy nou op Netwerk 24 of News24 of 'n Moneyweb gaan kry, dan kan jy 'n storie hê oor blommerangskikking. En dan binne die tweede of die derde kommentaar is dit terug op ras. En hierdie oppervlakkige opmerkings, en dit maak my kwaad dat Suid-Afrikaners, en ek neem aan mense wat nou inteken op nuusdienste, bietjie bo-gemiddeld is, en dat hulle net hierdie absolute eng siening het van wat in die land aangaan. Ja, daar's baie probleme, maar kritiseer dit vir die regte redes. En media is daar om mense in te lig.
en baie keer kom daai boodskap nie deur nie. Dit is iets wat ek regtig dink, mense moet bietjie meer dink oor dinge en seker maak hulle verstaan dit. Alles gaan nie oor ras in Suid-Afrika nie. Die ANC is nie net sleg nie. Daar is hier en daar dinge wat gebeur het wat positief is. En sien dit raak, moenie verknog raak daarin nie. Maar besef net dat daar is Suid-Afrika is 'n komplekse land en jy moet kompleks dink om te verstaan wat hier aangaan. Ryk, baie dankie vir jou tyd en ek waardeer dit en dit was geweldig interessant om met jou te gesels. Baie dankie. Baie dankie vir jou. Elke Dinsdag gesels ek met nuusmakers, planmakers, bekendes en berigtes. Laat weet ons wat jy dink in die kommentaarveld onderaan hierdie pot gooi of stuur 'n e-pos aan info@rsg.co.za. Onthou om die follow knop hierbo